hoeveel maal kom ons op 'n plek wat ons sê, ja, ons het nou die worship was nie lekker volgens nie. Ek doen dit baie. Ek kom 18 jaar uit 'n plek uit wat ek by verskillende kerke geworship het. And believe me, been there, done that, got the t-shirt. Ek verkies hierdie worship met Wolftail speakers. Bo al die turbo sounds oom. Bo al die in-ears en die multitracks. Want so maklik kan dit performance bystraak. En hoor my hart vanoggend, is dit nie, ek kondem nie die mense wat dit gebruik nie, want die Here kan dit in dit gebruik die Here nog steeds die band, gebruik die Here nog steeds die musiek. Maar ek wil niks op 'n plek mee wees, wat ons kan terughou, net om te doen wat die Here wil doen nie. Dat is met die coolste te Chandray vanoggend, 'n song uitblik wat niemand ken nie, in die band. En sy sê, dis wat sy ervaring moet doen. En die hele band is van, yes, kos doen het. En selfs nou toe ons sing, sê Chandray vir my, vra nou, los daai ene. Nee. Because obedience is better than sacrifice. Kos doen nou song, val die hele band uit mekaar uit. Dit maak nie saak nie. Die Here kom en hy sê, why do you call me Lord, Lord, but you do not do what I say? Jy doen wat jy geleer is. Jy doen wat ander ouens vir jou gesê het om te doen. En as jy in jou hart voel, dan gehardloop jy na 20 mense toe. Almal behalwe die Here. Want jy moet hoor, het die Here regtig gesê. Maar ons hoor nie, want ons ken nie die Here se stem nie. Ek ken Johan se stem beter. Johan, wat dink jy? Dat ek trokke koop ou. If the Lord said it, that settles it. Hoekom is dit so wegbeweeg daar van my oom? In die verlede, as die Here gesê het dat ons dit gedoen. Nou moet ons eers ChatGPT vra. Ek glo vas, die Here het 'n gehoor geselekteer om te hoor wat hy wil sê volgende. So I hope that you have new wine. You're ready for new wine and a new wineskin this morning. It's a baie kort woord. Maar het gaan oor jou roeping. Het jy 'n roeping? Is jy geroep? Jy wat hier sit vanoggend. Dis die vraag wat jy jouself moet vra. Am I called? Het ek 'n roeping op my lewe? Jy sien, want ons, die ouderdomme wat hier so sit, is enigiets tussen 3 maande en 300, Johan. At my age, do I still have a calling? Jy sien, as ons gelees in Jeremia 1 vers 5, sê die volgende. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart. Chandray, you were set apart before you were born. Ja, ek weet nie regtig nie, ek nog nooit daai spesiale warm gevoel in my lewe gehad nie. Daai ene, dat ek weet ek's geroep nie. 'n Profeet het nog nooit my uitgehaal voor die mense gesê, die Here roep jou nou broer nie. Maar die woord sê ek is, the word says, I've been set apart.
then why do you keep running to the groups? You've been set apart, why do you want to keep on fitting in? Yes, van is moeilik, hè? Die werk waar ek nou is, dit is so moeilik. En na 4 maande by my werk, wil ek vir julle sê, it looks like I'm start blending in. Daar is so 'n movie gewees van hierdie groot ou wat, dink die songs, die movies nou was blended gewees. Dan sing hy, they are blending. So net ek het dit gesien het. Julle, die res van julle supergeestelike mense, kyk jy daai movies nie. You've been set apart. You're not called to blend. Ek het nou nog gesê, Romeine 12 vers 2. You've been called, you've been set apart, voordat jy gebore is. En ja, daar was party van ons, wat die Here 'n roeping so sterk vasgemaak het. Daar was van ons, soos 'n Samson en 'n Maria, wat engele verskyn het, en gesê het, hoorie, jy moet hierdie kind grootmaak. En ek wil vir jou sê, party van julle het roepings as mamas, hoor. As jy ooit gewonder het of jy 'n roeping gemis het, kyk na jou kinders. Ek het hierdie laas naweek toe ek nie hier was nie, voorreg gehad om by troue te wees van 2 van die tieners, wat ek gesien groot word het vir my. En die ouers is so lief vir Jesus. En ek kyk na die vrug, en ek besef, those parents stepped into the calling. So ek wil vir jou sê, mama, jy is nie net 'n mamma nie, jy is besig om jou roeping uit te leef voor. En partykeer is 'n roeping, nie net op fisiese kinders, maar op ander kinders ook. Ja, daar's 'n tyd wat die Here voor die tyd al gesê het, dis hoe ek wil hê hierdie kind grootmaak. Daar's 'n roeping op sy lewe. Daar's 'n beskerming supernaturally op ons lewens wat ons nie altyd verstaan nie. En ons sê, Here, ek voel nie of ek nou in my roeping lewe nie. Here, kyk waar's ek. Moses word gebore in 'n tyd van radikale vervolging. Eersgeborenes word doodgemaak, links, regs en senter. Die Here sê, ek het hierdie kind geroep vir 'n tyd. Massive calling op sy lewe. Waar gaan bly het tussen die vyande? En soveel kere kyk ons na die plek waar ons is en ons sê, Kom ons restart. Kom ons begin oor. Hoeveel van julle was al op 'n plek in jou lewe en dan sê ek wil oorbegin. Ek wil oorbegin. En dan wonder ons hoekom ons nêrens is in die lewe nie. Want soveel kere het ons net die maklikste uitweg was om te bedank. Die maklikste uitweg was om te sê, nee Here, nie hierdie pad nie. Hy het te veel dubbeltjies. As jy vir jou kind 'n puzzle gee, en sy kry dit nie reg nie, en sê nee, kom ons kry 'n nuwe puzzle. Ons kry 'n ander puzzle, ander onderstuk. Maar hierdie is ook 'n onderstuk, nie, ons kry 'n ander onderstuk. Gaan hulle ooit die vermoë leer om 'n puzzle te bou? Jy sien, want sê Jakobus 1 nie, dat ag dit loutere vreugde wanneer jy deur allerlei beproewinge gaan nie. Hoekom? Want dit bou ons karakter. Ja, daar was 'n plek in Dawid se lewe wat hy gesalf was. Waar mense erken het, daar's 'n salwing en 'n roeping op sy lewe. Maar het geweet, daar's karakter wat gebou word. Daar's 'n groot proses wat eers moes gebeur het voordat hy in sy volle roeping kon inbeweeg het. Jy sien, want 'n roeping sonder karakter is 'n vreeslike, gevaarlike ding. Dis wat Samson was. Samson het hierdie massive roeping gehad as 'n rigter
om 'n volk te bevry. Maar sy karakter het hom in die steek gelaat. Hy was so graag om die voet in al twee kante gehad het. Hy wou die Here gedien het, ja, maar hy was lief vir die vrouens ook, hoor. Hy wou die Here gedien het, maar hy was lief vir die parties. En sy karakter flaws was op die ou en dit wat hom laat faal het. Jy het so mooi karakter. Selfs in jou roeping is dit okay as jy partykeer val. As haar karakter gebou is, dan weet ons om jammer te sê. Selfs die Dawid besig was om sy roeping uit te lewe as koning, baie jare later, en hy het geval, het daai karakter hom laat opstaan, gesê, sorry Here, Psalm 51. Moses was lewe in hierdie instant wêreld, nee. Ek soek dit en ek soek dit nou. Here, U dan gesê, daar was 'n calling op Moses se lewe, hy het dit geweet. Hy het geweet as iets anders, but he jumped the gun. Hy sien hierdie ongeregtigheid en hy besef, wel ek moet hierdie volk seker een of ander tyd bevry. Kos begin sommer een op een. Slat 'n ou dood. Dit kos hom 40 jaar van vlug in die woestyn. Weet julle hoe oud was Moses min of meer gewees by die brandende bos? 80 jaar oud. 80 jaar oud. Dit is omtrent 40 toe hy die ou doodgeslaan het. 40 jaar was hy in die woestyn gewees. En man, daai lewe wat hy daar geleef het, is oké, maanskyn en rose nie waar. But he built the character he needed to go back. Wat probeer ek vanoggend vir jou sê, is, jou roeping is nie dood nie. Of jy 3 maande oud is, of 60 of 16 is. Alicia, jou roeping is nie dood nie. Karen, you're called for greatness. But you're called for such a time as this. Quentin sê nou die dag my, hy sê my Franna, as ek het nou 2 slaapkamerhuis, as ek 3 slaapkamerhuis wil hê, breek ek die huis af tot by die fondasies nie. Ek kry my beplanning reg en ek bou 'n ekstra slaapkamer aan. I do 'n add-on. Ek wil vir jou sê, die Here is besig om jou, is nie nodig om voor te begin en alles wat hy tot nou toe in jou lewe gedoen het, te discount nie, my oom. Die calling op oom se lewe is wanneer oom se mond oopmaak, is 'n wysheid. Is 'n massive wysheid wat uit oom se mond uitkom. Wysheid wat jong mense moet hoor. Is die gift op oom se lewe. En baie keer sê oom net stil bly en sê, ag ek sien nou Lissie, laat hulle net aangaan. Of oom sê, you are called to teach, and to teach wisdom to young men. It's part of your calling. You need to do it. Jou roeping is nie dood nie. Maar baie keer moet ons teruggaan en gaan kyk, waarmee die Here jou geroep. Ek moes teruggaan en ek moes gaan kyk. Ek het vergeet. Nou, die is dan net makliker om karre te verkoop. Die Here moes my herinner vanoggend, die skrif waarmee hy my geroep het. This is my servant, whom I uphold. My chosen one in whom I delight. Hierdie is die deel waarmee ek sukkel. Vandag hy sê, he will not shout or raise his voice in the streets. He said that a smoldering wick he will not snuff out. Dan 'n bietjie later en sê, he'll bring justice to the nations. He'll set the captives free. Toe ek 19 jaar oud was, het die Here vir my daai skrif gegee. En ek sê, Lord, I missed it. Ek verkoop karre vandag.
Waar is die beloftes? My droom was om die worship leader van die grootste kerk in Suid-Afrika te wees, Andrei. Ek wil vir julle sê, vandag praat die Here eers met my. Hy sê, I haven't missed it. Ek gaan afsluit. Jy het dit nie gemis nie. Sê dit net vir die ou Lansjou. Sê vir die persoon Lansjou, jy het dit nie gemis nie, waar. Tannie het dit nie gemis nie. Die bus is nie verby nie. Want selfs Jesus het gewag. Jy sien, ons het dit verkeerd om, want hoe ons groot gemaak word is, ek moet 3 jaar swat vir wat ek die res my lewe wil doen. En as jy nou ekstreem is, moet jy 7 jaar swat vir wat jy die res in jou lewe wil doen. Nee? Jesus het 30 jaar deurgegaan vir wat hy 3 jaar moes doen. We have the wrong way around. He's been preparing you your whole life for times such as this. So hier is jou huiswerk. Gaan huis toe. Maak toe die deur. Kry pen en papier en sê, Here, gee vir my 'n woord. Herinner my aan u belofte. Ek kan dit nie vir jou doen van hier vooraf nie. Gaan ver weer daai muur swart, Quentin. Sy vrou sê asseblief nie, so net aan dit leer geverf. Write it down. Here, wat is die woord wat u vir my het vir 'n tyd soos die? Kom sluit die oë. Abba Vader, dankie dat u kom herroep vandag. U servants, elke een wat u uitgekies het om hier te wees vandag. Here, ek hoor net 'n massive recall. Dankie dat u nou kom, Here, en wysheid kom losmaak. Here, dankie dat u nou kom en goddelike roepings kom herstel. Ding wat u gespreek het uit die verlede uit, Here, wat ons al vergeet het. Here, ons voel ons is nie op die regte plek nie, Here, maar dankie dat waar ook al ons nou gebruik, we are born for such a time as this. Here, dankie vir nie 'n weerbegin nie. Here, maar dankie partytjie net vir 'n verandering. Dankie partytjie net vir 'n add-on. Net nog 'n kamer in die huis. Net nog 'n uitweg vir 'n bietjie meer tyd saam met u. Thank you that whatever is needed to add on, that you add it on now, Holy Spirit. That you bring wisdom, that you bring a word for a time such as this. Here, selfs u het gewag vir die regte tyd. Selfs u het vir u ma gesê, my tyd het nog nie gekom nie. Here, dankie dat ons niks sal rush nie. En dankie vir die perfekte tyd in ons lewe. Here, dankie dat ons, waar ook al ons nou is, Here, dat ons sal weet, en eers wees met karakter. Here, ek kom bid, dat ons sal rejoice in dit. Here, dankie dat die toekomstige dinge beter is as die verlede. Dankie dat u net die gees kom release, bonatuurlik op elkeen hierso. Here, dat hulle gaan uitgaan en 'n verskil gemaak. Thank you for reviving callings. In Jesus' name, amen.